Aan tafel is 'n geestelike gespreksprogram wat ruimte skep vir teologiese nadenke, geloofsverdieping en betekenisvolle dialoog oor die lewe en geloof. Aangebied deur Sonja Lazar en Lani Butler, bring die program twee stemme byeen rondom een tafel om met wysheid, sensitiwiteit en insig temas aan te spreek wat die hart raak, die denke inspireer en geloof laat groei. Neem vandag 'n oomblik en kom sit saam met ons aan tafel. Ons onderwerp vir hierdie episode is wanneer die lewe jou op jou knieë bring. Dis die plek waar alles stil raak, waar beheer wegval en jy ontdek dat jou laagste punt die grond kan word waarop nuwe krag groei. Lani, wat is jou gedagtes rondom die onderwerp? Weet jy Sonja, mens word so maklik op jou knieë gebring deur daaglikse dinge wat met jou gebeur en hoe jy daarna kyk en al die dingetjies van die lewe wat druk. En 'n mens besef nie hoeveel mense daar buite deur soveel seer en lyding en swaar dinge deurgaan en 'n lewe probeer maak en uiteindelik word almal van ons op ons knieë gedwing. Wat dink jy van dit? Weet jy, ek stem 100% saam met jou as ek net kyk na Job se storie en hy kon enige oomblik van sy tyd en sy stryd wat hy deur was, bitter geraak het en kon gewonder het, waar is die Here in die situasie en met al die lyding waardeur hy is en al die toetse wat op sy pad gebring is. Weet jy, hy het alles verloor, hy het sy rykdom verloor, al sy vee, sy beeste, sy skape, kamele, ek dink elke ding wat hy gehad het, was of gesteel of deur weerlig getref, né? Al sy dienaars, meeste van daai werkers was almal doodgemaak. En hoe erg is dit, dat al jou kinders op een slag doodgaan. En sy 10 kinders is dood toe die huis waarin hulle was ineengestort het. Dis erg. Ja, ek meen, as jy nou weet jy dink, buite nou alles wat hy verloor het, letterlik alles op een slag. Gewoonlik sal mense, jy weet, hier iets verloor of daar, of hier deur ietsie gaan of daar, maar hy het letterlik in elke gebied wat hy, jy weet, in gebles was, het hy letterlik alles op een slag. En nou, is dit nie net die feit om daarmee te deel nie, dan is dit nou nog die feit, alle emosies wat daarmee saamkom, want jy kry die emosies van alles wat jy opgebou het, en soos maar met ons gevalle ook, Job het niks gesien kom nie, hy was nie vooraf gewaarsku, hy sien soos ander Bybelkarakters, het hy geen profetiese woord gehad of so nie, so geen droom of engel of waarskuwing nie, hy moes blindelings vertrou het, en hy vind toe ook nooit daarna uit wat dit alles behels het nie, en dit leer ons om God te vertrou, sonder om ooit die antwoord te kry. Ek meen, jy kan dink, hy in sy situasie, hy het dadelik antwoorde gesoek, soos, wat het ek verkeerd gedoen, wat kon dit veroorsaak het? Ek kan myself net indink, as iets oor my lewe kom, dan dink ek, jy weet, wat behels dit, wat het dit veroorsaak, want partykeer gebeur goeders in jou lewe, as gevolg van jou eie keuses, want elke aksie het 'n reaksie, maar in Job se geval, dieselfde soos met Josef se geval ook, dit is goeders wat gebeur, wat buiten hulle vermoë was, en goeders wat ook was as gevolg van dinge wat die Here toegelaat het. Ja, en ten spyte van alles dit, het hy nog steeds geglo, en het hy nog steeds gesê, die Here het gegee, die Here het geneem, ek loof sy naam, en dan kom die duiwel, en hy probeer verder, en hy martel hom nog verder, en dank Vader, dat God sê, jy mag hom net nie doodmaak nie, maar daar kom die duiwel en probeer nog iets aan Job doen. Waar is jou emosie op hierdie stadium, en hoe voel jy, en wat dink jy, gewone mens gaan nie loof en prys en sê, dit is die Here, ek loof die Here en ek dien hom, jy gaan negatief raak, want dit is net so baie om te hanteer. Jy gaan negatief raak, ek stem 100% saam met jou, maar as jy dink, Job se situasie, en hoe hy, sy verhouding met God was, so hy het mismoedig geraak en negatief en al daai dinge, maar hy het nog steeds geweet, God is in beheer en dat daar plan is agter dit. Dit is wanneer 'n mens beginne God verlaat, wanneer dinge aan die gang is en gebeur en jy geen antwoord kry nie, en jy nie vashou aan die Here nie, dit is wanneer 'n mens met begin selfrefleksie doen, hoe standvastig is jy in God,
hoe vashou jy regtig aan hom? Want jy kan nie net as dinge verkeerd loop. Ek meen, wie het gesê ooit dat die lewe gaan wees sonder challenges en trials en al daai? Mens kan nie altyd voorbereid wees vir wat gaan gebeur in jou lewe nie, maar wanneer dit gebeur in jou lewe, moet jy nie vashou aan dit wat gebeur nie en weet dit is soos 'n seisoen wat net verby beweeg. Dit is alles is soos 'n seisoen. Weet jy, Job se vrou het selfs vir hom gesê hy moet God vervloek. Op watse stadium is jy so desperaat dat jy moed opgee? Jou vriende verlaat jou, jou kinders is dood, jou rykdom word van jou weggevat. Jy het swere nadat die duiwel jou ook toets en ook vir jou vra of vir jou sê, ons gaan jou straf. En Ja. sy vriende wat gedink het hy moes iets gedoen het om so gestraf te word, hulle het die hele tyd geargumenteer en gesê dat Job se lyding is as gevolg van 'n verborge sonde. So dit is wat hulle gedink het, want hoe kan 'n mens so gestraf word met soveel rampe? En dan het Job volhou, maar hy is onskuldig, en later tree 'n jonger man in, ook tot gesprek toe, maar hoe reageer 'n mens? Ek vat nou 'n mens in die hedendaagse lewe, maar ook Job, wat deur al hierdie goed gaan. Op watse punt is jy op jou knieë? En kyk, hy het sy klere geskeur, hy moes emosioneel hy ook eerlik gewees het, hy het sy klere geskeur, en hy het in die as gaan sit, hy was ook maar net 'n mens, maar hy het aanhou glo en hy het aanhou loof en prys. Maar op watse punt as 'n mens, dis wat ek wil weet, is dit net vir jou te veel, wat jy nie meer kan nie. Ja, want ook elke mens se limiet is anders. So wat vir jou Ja. baie min is of baie is, kan vir my baie min wees. So dit hang ook maar alles af van persoon tot persoon. Jy weet wat is vir jou te veel. Maar ook wil ek noem dat daar's mense wat glo en dan sal mense wat nie glo daarin nie, maar ek glo dat God jou toets verby jou limit. Mense sê altyd God sal jou nie toets verby jou limit nie. Ja, hy sal, want dit is verby jou limit wat jy hom nodig het. Want as jy jou limit gaan bereik, byvoorbeeld, dan is dit nog steeds in jou eie hande. Verstaan? So hy maak juist dat jy verby jouself soos Job. Hy is verby sy limit gewees wat hy nie meer kon hanteer nie. Verstaan? Hy kon dit meer hanteer nie. Dis waar God ingetree het. So, maar ek wil gou ietsie noem by sy vrou ook. Jy weet, mense is vinnig om vingers te wys na haar, dat jy weet, na optrede, oor dat sy vir Job gesê het, vervloek God en sterf. Maar niemand neem in gedagte waardeur sy moes gegaan het nie. Sy het ook alles verloor saam met hom. En dan moet sy nou hom ook nog sien agteruit gaan. En mense rou anders. Sommiges word kwaad en bars uit en sê dinge wat 'n mens skok, en ander mense rou nou weer in doodse stilte. Maar ja, God ken die mens hart. So hy het geweet dat sy dit nie uit 'n rebelse hart, maar wel uit 'n gebroke hart gesê het. So waar hy nou byvoorbeeld, weet jy wat is my baie interessant, waar hy nou Job se vriende tereggewys het oor hulle hom vir Job verkeerd raad gegee het. Maar oor haar het hy net niks gesê nie. Hy het nie 'n woord gerep en 'n roer oor haar nie, want hy het geweet haar hart was verpletter. Sy het nie uit 'n rebelse hart gedoen nie, sy het obviously dit uit 'n gebroke hart gedoen. So daar weer eens kan 'n mens wys na waar jy limiete met jou rou ook. Nie net met jou pyn en jou lyding en die challenges nie, maar met jou rou ook. Want jy kan partykeer goeie sê, doen ensovoorts. En mens ken jouself, of jy mens ken jouself nie, maar mens sal nooit jouself regtig ken totdat jy in 'n situasie is nie. Jy sal nie weet hoe jy gaan respond as jy môre 'n kant in jou kop byvoorbeeld het nie. Of jy gaan nie weet respond môre as alles van jou weggooi. Jy kan vinnig sê, ja, ek gaan so en so reageer. Maar jy gaan nie weet totdat dit met jou gebeur nie, want mense respond nooit soos wat jy gedink het jy gaan respond nie. Dus so kon Job ook anders te respond het, sy vrou kon anders respond het, maar haar was letterlik, as jy dink, haar hart was verpletter. Sy het ook maar haar kinders verloor en al daai. En as vrou staan 'n mens jou man nog by, en as 'n mens sien jou man is ook nou nog besig om te gaan, stadig maar seker, dink ek mens raak so verpletter dat ek meen, wat is daar dan oor vir my? Jy weet, wat is daar oor? So ek dink dit is ook maar moeilik vir haar om te gedink het dat sy die laaste een gaan oorwees van die hele familie en alles, as Job ook nou nog moes gegaan het, jy weet.
Ja, want dan sy definitief alles verloor. En ons vrouens is maar baie meer emosioneel as mans. So ek dink vir haar om geboorte te gegee het aan kinders wat almal weggevat is, ek dink dit is vir haar net so erg gewees en ek voel jammer dat 'n mens minder van haar gelees het as van Job, in my Ja. opinie. Want ek dink tog sy het ook 'n groot deel bygedra tot sy sterkte en sy krag. Aan die einde van die dag moet jy jou vernoot, jou partner, jou man, jou vriend, jou verloofde, moet jy hom ook maar probeer dra. En ek dink sy het gesê vervloek God, ek dink sy was net desperaat, soos jy sê, ons almal rou op 'n ander manier. Maar op 'n manier, ek is oortuig daarvan, het sy hom ook maar krag gegee. Ja. Nee, ek is seker, as jy mos maar weet, gewoonlik iemand staan agter jou, of iemand staan jou by, dit is daai stilswygende krag wat jou 'n bietjie hupstoot gee, of net aanhou maak. Ek sien sy glo in sy geval nie, want hy het geglo, sy was nou obviously die teenoorgestel, sy het obviously geglo, ek dink sy het geglo tot 'n certain extreme, sorry vir my Engels nou, maar dit werk maar so met die Bybel, Engelse notas, ek is nou nie Afrikaans nou nie, maar sy kon hom ook tot op 'n punt, wie sê sy het nie net oorgegaan na daai ekstreem toe, slegs toe hy begin agteruit gaan en siek raak nie. Sy mag dalk 100% agter hom gewees het, selfs soos wat hy dit ervaar het, tot die tyd wat hy siek geword het. En eers met dit, toe dit gebeur het, toe het sy begin voel, wat, soos nee, dit was God nou, jy weet? Precies. Maar ja, dit is baie hartseer dat mens minder van haar lees, maar ek wil vir jou sê, ek dink, ek het baie respek gekry vir beide van hulle, vir Job, sowel as vir haar, oor ek dink, sy het hom ook maar net bygestaan en gedra en ondersteun. Ja, sy het moed verloor ook, is net menslik, maar ek dink, aan die einde van die dag, moet mens bietjie kyk na, soos jy gesê het, as jy net daai ekstra steun het, voel jy sterker en kan jy baie meer deurkom as wat jy dit doen as jy alleen is. Ek dink as ons haar storie gehoor het, soos wat jy gesê het, as 'n mens nou, jy weet, van haar kant af ook kon gelees het in die Bybel, sou dit interessant gewees het as jy die twee se stories nou bymekaar gesit het, want geen persoon, al het hulle die lewe saam gedoen en kinders saam en alles saam, nog steeds respond mense anders teenoor 'n situasie, of jy nou 'n man of vrou is, of hoe, jy weet, gebind in huwelik of nie huwelik, of wat ook al nie. Mens kan deur dieselfde ding gaan, maar as twee persone het dit heeltemal ander uitwegte, heeltemal ander denke. Ja. Dit sal interessant gewees het om haar storie te kon lees, hoe sy dit ervaar het. Want ek weet nou Job se, maar mens weet ook nie regtig nie, mens weet maar net wat vir ons gesê word, maar as jy dink, jy kan vir iemand oorvertel hoe jy voel deur jou trials en al daai uitdagings, jy kan vir iemand oorvertel, dit is hoe ek voel, en jy weet, iemand kan verstaan, maar iemand kan dit nie vir jou, saam met jou beleef nie. Net jy as persoon kan dit self beleef. So dit is ook wat so belangrik is, as jy nou dink aan Job se vriende, hulle wat die 7 dae saam met hom gesit het, en ek kan my nie imagine wat deur almal se koppe beweeg het, terwyl almal daar vir 7 dae en 7 nagte moes stil sit. Dit is vir my 'n bietjie moeilik gewees het. Maar, as ek dink aan die posisie waar Job was, op daai situasie, dan raak jy so stil, want ek het al daar ervaar wat jy, ek sou sê dis depressie, glad nie depressie nie, maar ek het in baie dae al, jy weet, iets soortgelyks gehad, maar as 'n mens dink dat jy in daai situasie is, jy voel al gevoelloos, jy voel al asof jy in limbo mode is, asof jy net survive, of jy net asemhaal, en dan gebeur een ding na die ander. Nou as ek net dink aan hoe hy al reeds gevoel het, en toe hy nou begin praat het, toe was sy vriende nou sommer baie vinnig omgehou, vingers te wys, jy weet, dit is jy wat dalk dit en dit verkeerd gedoen het. Hulle het nie geweet van die hemelsgesprek wat plaasgevind het tussen God en Satan nie. So hulle het uit hulle menslike oog, jy weet, maar hulle opinies en daai gelewer. Maar weet jy wat, partykeer is dit belangrik om te onderskei dat nie elke storm 'n straf is nie, en om stil te bly wanneer jy nie verstaan nie. So dit is belangrik om nie vingers te wys na mense in situasies nie, want
nie Presies. alle situasies kan explain word nie. Dit kan nie, as dit iets is wat buiten jou vermoë is, en as jy nou al gaan selfrefleksie doen het om te dink, okay, wat het ek verkeerd gedoen dat ek dit kon verdien het, of. En daar's letterlik soos Job nou, byvoorbeeld niks wat soontoe kan verwys nie. Dan moet jy weet, daar is iets groter agter dit. Daar is iets heeltemal anders agter dit, as dit nie explainable is nie. Maak dit Maar sin? weet jy, maar ek wil nou net so 'n stapie terug gaan, ons praat oor hierdie vriende. Hoe maklik is dit vir mense om te sê, maar hoorie, jou probleem is self-inflicted, jy het jouself daarin gesit. Hoorie, sommer eintlik glo ons, jy het iets gedoen om die te verdien. Hoorie, maar eintlik, wat het jy gedoen om die probleem te probeer regstel? En ons is so maklik om vingers te wys, en eintlik het ons mekaar so nodig, sodat dit hierdie sirkel van Job sit hier, hy's alleen, sy vrou begin moet verloor, sy vriende begin moet verloor. Waar is die mense wat jy moet dra? En hier het Job sy vriende ook, wat sê, maar, hoorie, jy moes iets verskriklik gedoen het. En dis soos wat ons maar is, as mens. Ons wys vingers en ons sê, maar wat het jy gedoen? Want hierdie dinge kom nou oor jou pad. In plaas daarvan om te sê, ons staan jou by, kom ons bid saam met jou. Dit is die grootste ding wat ek sal sê, ons moet doen. Kom ons bid die heeltyd saam met jou, en ons begin die vraagtekens vra en twyfel in wat jy gedoen het as mens, want as jy 'n vriend is, dan moet jy mos weet, jou vriend gaan deur dik en dun by jou staan en by jou wees, maak nie saak wat nie. Ja, nee, Ja. ek stem saam met jou, want as jy nou 'n bietjie dink, die vriende wat na hom toe gekom het om hom by te staan, eindig eintlik op om sy wonde 'n bietjie dieper te grawe, wat eintlik so hartseer is, want Job het nou al klaar alles verloor, en hy het nou al klaar daai whirlwind van emosies waarmee hy moet sukkel. Hy kom nou uit sy 7 dae en 7 nagte van stilte, wat hy obviously, dit moes erg gewees het, en hy probeer sin maak van alles wat in sy lewe gebeur, en jy weet, wat kan die antwoord daarop wees? So mens moet baie versigtig wees en na wie jy vingers verwys, as jy glad nie eens weet wat die storie agter die persoon en God, en wat hy die persoon actually daaruit wil leer. As jy niks daarvan weet nie, moet nie gul raak nie, want dit mag dalk iets wees wat tussen jou en God dan gaan staan. Want nou is dit nou nie meer tussen jou en die persoon nie, nou is dit tussen jou en God, want nou het jy aan iemand vingers gewys en te nagekom, of jy weet, dalk emosioneel te nagekom, jy weet, deur goeters te sê wat regtig waar nie van toepassing was op die persoon se lewe nie. Omdat jy die persoon nou geraak het met dit, raak jy eintlik God aan. Soos, kyk nou as jy Job aangevat het, dan het jy God aangevat, want hy het dit toegelaat, juist vir daai spesifieke rede. So my punt is net, mens moet versigtig wees wie jy aanvat in hulle situasies, want jy weet nie of jy het met die persoon of met God te doen gaan hê nie, as dit sin maak. Absoluut. Weet jy wat wil ek nog sê oor mense wat jou ondersteun of nie ondersteun in daai opsig? Ek dink God sit goed oor mense se paaie as hy weet jy kan dit hanteer. So eintlik moet 'n mens respek hê vir daardie persoon, want 10 teen 1, en ek dink aan baie van ons al gehoor, God sal vir jou iets gee wat jy kan hanteer. So met ander woorde, as jy nie daai probleem kon hanteer nie, God het dit nie vir jou gegee nie, jy moet respek hê vir die persoon wat deur hierdie situasie gaan, want hy of sy kan dit hanteer, dit is erg vir daai persoon, ons kan nie sê dit is nie erg nie, maar God het dit gegee en hy weet daai persoon gaan deurdruk. En op die einde van die dag dien ons 'n God van liefde. So ons moet daai liefde vat en vir ons medemens, ons vriende gee, net soos wat ons dit kry, in plaas van om al hierdie dinge te sê en vingers te wys en te dink, maar wat het jy gedoen? Hoekom het jy? Dis als jou skuld. Ons moet 'n bietjie sagter terugkom en sê, weet jy hoef nie eers vir die persoon sê nie, weet jy, 'n mens gaan deur hierdie goed, maar kom ek help jou net, kom ek hou net jou hand vas, al is dit al wat ek kan doen. Kom ons wees net 'n bietjie meer liefdevol wat die situasie aanbetref, want wat is daai persoon dit self nie kon hanteer? Ja, weet jy, ek stem met jou waar jy nou sê, soos die Here gaan vir jou gee wat vir jou gaan, goed wat jy gaan mee kan deel, menende, ek mag dalk nie dieselfde handkaarte gekry het as jy nie, verstaan, maar die Here het geweet wat jy deur gaan of gegaan het, sal
my nou weer verpletter gelos het. Wat nou weer anders is, ek kan dink aan baie mense situasies wat ek weet ek sou nie kon hanteer het nie. Kyk, myne was nou al reeds vir my nou erg, jy weet, die laastes en al daai. Ja. Maar daar's ander goeters wat ander mense deurgaan wat ek nou weer glad nie sou kan doen nie. Soos glad nie. So ja, ek stem saam met jou. Die Here weet vir wie om wat te gee. En soos wat jy sê, Lani, mens moet die ander persoon, jy hoef nie daar te wees. Dit is, vir my is dit lekker, soos my en jou se vriendskap ook nou. Ek weet en jy weet, ons kan net vir mekaar vra om vir mekaar te bid. Soos, net daai wete dat iemand daar klaar vir jou bid, is al klaar major. As mens verstaan eers dat seisoene kom en gaan, dan is dit makliker om te kan onderskei. Okay, ek is nou in my winterseisoen. Wat moet ek gaga hier uit leer? Hoe vinniger jy leer wat jy gaga daar uit moet leer, hoe vinniger gaan jy die einde van daai seisoen bereik. So, Ja. as jy in 'n seisoen is wat jy sien, of as jy sien iemand is in hulle winterseisoen, okay, môre is hulle weer in hulle somerseisoen, maar as jy sien hulle is in 'n winterseisoen, gee hulle die nodigste ondersteuning. Mens hoef nie altyd iets te sê, te gee of te doen nie. Letterlik net om daar te wees, of laat iemand net weet jy is daar vir hulle. Net om te kan afpak. Want ek weet hoeveel, ek kan vir jou eerlikwaar sê, vir my, dit is hoekom mense sielkundige gaan sien. Partykeer net om af te kan pak, dit is die grootste geskenk wat jy actually vir iemand ook kan gee, want dit is daai van relief, van goeders wat uit. Geen mens is gemaak om net goeders in te hou nie. En hoe vinniger jy uit jou stelsel uit kry, hoe beter voel jy. So as jy vir iemand net daar is, net om te luister, net met dit gee jy die persoon soveel gemoedrusting, en jy dra soveel waarde by tot hulle seisoen en waardeur hulle gaan. Weet jy wat vir my 'n baie groot les ook hierso? God is naby die gebroke mens. Hy is naby die mens wat hartseer het. Hy is naby die mens wat seer het, wat sukkel. Ons voel dit dalk nie, ons weet dit dalk nie, ons glo dit dalk nie, maar hy is. En nabyheid, in my opinie, is die eerste stap tot herstel. Ja, dit is waar. Mens moet maar die hele tyd op jou knieë wees en dis kom jy tyd aan die Here moet gee, want as jy tyd saam met die Here spandeer, gaan hy aan jou openbaar wat jy moet sien. Mens moet op die einde van die dag kyk hoe jy deel vorm van jou herstel met wat jy deurgaan. Met wat reik jy genoeg uit na die Here? Spandeer jy genoeg tyd saam met hom dat hy vir jou kan openbaar sodat jy jou seisoen kan verstaan, want obviously moet jy goeders daaruit leer, maar wat jy daaruit leer gaan ook afhang van jou. Ja, ek dink daar's baie lesse om te leer in die lewe en mense het altyd hierdie ding wat jy sê, dit wat God van jou vat, gaan jy 7 keer terugkry. Is dalk nie altyd, ek dink nie God bedoel dalk dis dalk hier op aarde nie. Ek dink jy kan, ek dink dit is moontlik, maar ek dink nie dis altyd bedoel net vir hier op aarde nie. Ek dink dit is vir wanneer ons werklik eendag die poorte van die hemel sal ingaan. En 'n mens kan 'n bietjie daaroor ook debatteer, maar Job het alles teruggekry wat hy verloor het, en ek weet ons sê hy het nou nie antwoorde gekry nie. Dit was nou nie sy antwoord wat hy het nou nie die antwoord gekry hoekom dit gebeur het nie, maar die feit dat hy alles teruggekry het, was al klaar vir hom 'n teken dat God was in beheer en dat hy, jy weet, die feit dat hy aan God vasgehou het vir hom gewys dat ek het niks verkeerd gedoen nie. God het ingetree en obviously iets 'n groter plan. Weet jy, en ek dink ook iets anders waarop 'n mens moet, of waaraan 'n mens moet dink is, 'n mens leer God op 'n baie intieme manier. Jy leer hom ken op 'n baie intieme manier. Is anders as wat jy hom moontlik sou leer ken as alles net goed gegaan het. Ek dink as dit baie sleg gaan met 'n mens, is jy geneig om baie nader aan God te beweeg. En is hartseer, maar ek dink 'n mens doen dit. Maar as dit baie sleg gaan met jou, dan leer jy daai verhouding bou en jy begin nader te tree aan God en jy bid meer en jy doen dinge anders. En ek wil vir jou sê, mense raak op 'n punt van so aard dat dit is vir jou lekker om in die oggend op te staan en die eerste ding wat jy doen, behalwe toilet toe te gaan, is vinnig net te sê, kom ons gaan in gebed met God. Dis die eerste ding wat ek doen. Dit is van so aard dan, dat as jy deur soveel pyn en lyding gegaan het, as jy so naby aan God is dit
jy voel skuldig as jy dit nie gedoen het nie. Ek is so, Ja. as ek opstaan en ek gaan badkamer toe, ek gaan dadelik en ek gaan op my knie. Dit is my roetine. En dit is van swaar dat ek voel nie eers skuldig nie, ek voel nie lekker as ek dit nie doen nie, want ek het nie met my Vader gepraat nie. Ek stem saam met jou. Mense moet ook in gedagte hou, soms is die stryd nie 'n straf nie, soms is dit 'n toets. 'n Toets van vertroue, van geloof, 'n toets of jy sal vashou wanneer dit voel asof alles uit jou hande glip. Ek meen, ons mag sê ons vertrou God volkome, maar hier is die vraag, kan God dieselfde vir jou sê? Soos Job maar God vertrou het, hy het vertrou dat daar's 'n groter plan agter dit, maar ons kan bid en ons kan surrender en ons kan ons probleme alles vir die Here gee in ons situasies en ons kan hom vertrou, maar mens moet die vraag vra, jy weet, kan God dieselfde van jou sê? Kan hy jou hart vertrou om getrou en onwankelbaar te bly en oor te gee, selfs as alles wat vir jou kosbaar is van jou weggeneem word, soos met Job? En wat is jou breekpunt wanneer lyding kom? Sal jy bitter word of gaan jy wegdraai? Of sal jy soos Job vasbly en God vertrou? Die lewe kan jou een oomblik stabiel laat voel en die volgende oomblik skuif die grond onder jou voete. Jou lyding is nie die einde van jou storie nie. Daar is 'n doel in wat jy deurmaak. Daar is God wat steeds die laaste woord het. So mense moet net standvastig bly en getrou bly en in die woord en tyd saam met die Here. Ek dink dit is 'n onderwerp wat ons aanhoudend gaan bespreek, want aan die einde van die dag gaan dit oor, hoe gee jy op, wanneer gee jy op? Jy moenie opgee nie, want God gee jou, hy help jou, hy dra jou, en op die einde van die dag gaan almal deur dinge. Of jy dit nou alleen deurgaan en of jy dit saam met iemand deurgaan, maar God is naby jou. Hy bly by jou. So moenie opgee nie, want jy gee dalk op net voor jy regtig by daai gaatjie is wat jy die pot of gold oopmaak of wat iets positiefs gaan gebeur en dan het jy opgegee. Dink ons word getoets, maar ek dink ook nie God is onredelik nie. Dink hy weet waar ons perke lê. Ja, ag, en dit is nie eintlik net oor opgee nie. Mens moet dink ook, wat leer 'n mens daaruit? Die Here is mens eintlik baie genadig. Mens moet ook agteroor sit en partykeer net gaan dink, wat moet ek leer daaruit? Want natuurlik die feit dat dit oor jou pad kom, is omdat jy iets daaruit moet leer. As jy dink, wat het jy al geleer in jou goeie tye? Niks. Mense, dit is slegs wanneer goeders oor jou pad kom, slegs wanneer goeders jou challenge. Dit is daai gevalle en daai tye van jou lewe wat jy die meeste oor jouself leer, oor die lewe, oor dinge, oor mense. So eintlik moet 'n mens daai uitdagings sien as 'n blessing, want dit is juist daai wat jou maak groei. So ja, ek sien ons tyd hardloop uit, so ek sal graag net die volgende gedagte los vir die luisteraars. En 'n vraag of twee wat 'n mens jouself kan afvra wanneer jy deur seisoene gaan of deur situasies wat jy regtig voel, ieder jou hande is afgekap of God is stil of niks gebeur nie. Maar vra jouself af, sal jy geanker bly wanneer die storm losbreek? Of sal jy God vertrou selfs wanneer jy nie verstaan waar jy gaan nie? En hier is nog iets om gedagte te hou. Op jou voete beweeg jy in jou eie krag, maar op jou knieë beweeg jy in oorgawe. 'n drempel tussen selfvertroue en Godvertroue. So daar is my nogal powerful, wat ek wou net share. Anyways, so ek wil net dink, daai stukkie was my nogal mooi geweest. Ja, is baie mooi. So ja, hiermee kom ons tot die einde van hierdie episode. Dankie Lani, dit was 'n lekker gesprek. Ek sien uit na die volgende een. En ek wil dankie sê vir die luisteraars wat ingeskakel het. En ons hoop julle sluit aan weer die volgende keer. Dit is eintlik so jammer, dit was nou eintlik baie lekker. Dankie julle almal en Sonja, dit was 'n voorreg om hierdie saam met jou te doen. Ek sien uit na die volgende een. Totsiens. Dankie vir jou ook, Lani.